sy baie welkom aan elkeen op hierdie pragtige sonskyn Sondag. Vertrou u hart is ook vol vreugde, dat jy geseënd is in die Here. Dank God vir sy genade, ons loof hom vir sy goedheid, en ons dank die Here, hy is vanmôre hier. Hy is hier, en ek bid dat die vraag is nie of die Here hier is nie. Hy is. Die vraag is jy bewus van die Here se nabyheid, van sy teenwoordigheid, en mag jy elkeen die heerlikheid van die Here beleef op 'n baie besondere en 'n oortreffende trap vanmôre. Seën van die Here op jy elkeen. Net rondom die afkondigings wil ek net 'n paar goed aan die voorhou. In die eerste plek, moenie die aanddienste misloop nie. Ons het vir 'n ruk was ons gesluit in die vakansietyd en dis meer. Maar is 'n besondere geleentheid en die Here is besig om met ons te werk in terme, en vanaand gaan ons ook kyk na elkeen van ons, my en jou betrokkenheid as ons wil hê dat God herlewing sal bring. Wat doen die Here in ons persoonlik? Moenie vanaand se diens en die aanddienste misloop nie. Die Here is besig om met ons te praat en ons te werk. Glo jy die Here is besig om te werk? Amen. En hy werk in ons. Die woord sê dit is God wat in ons werk om te wil en te werk na sy welbehae. En weer moet dit nie misloop nie. En dan baie belangrik, Saterdag het ons weer hierdie kwartaal se manne byeenkoms. Dis weer op Pieter Meiburg se plaas. Dis altyd 'n besondere geleentheid. Manne wat saamkom en saam share, saam gesels, saam deel. Op Pieter se plaas, daar's 'n vorm daar agter wat jy asseblief moet invul, want daar's nie kostes aan verbonde nie, maar daar's goed wat ons net kry vir daardie geleentheid, en ons wil net die getalle hê. So skryf gerus u naam daarin asseblief. En dan die laaste Sondag van die maand, die 24ste, is Dewald Gous hierso, en hy's altyd 'n groot seën. Die Here gebruik hom kragtig, maar daar's ook 'n ete. Na die diens gaan daar 'n ete wees en dit word verkoop. Die dames reël dit, gaan baie lekker wees. Ek proe dit nou al so in my kiewe. So Anita gaan net iets sê daarvan. Ja, daar is 'n registrasievorm en jy kan met my ook praat as jy plek wil bespreek vir daai dag. Dis 'n heerlike ete en nagereg vir R50. En vir ons kinders onder 12 is dit R20. So praat asseblief met ons en kom kuier saam in die saal daai oggend. Dit is spesiaal vir die gemeente om bietjie lekker saam te kuier. Amen. Daar sê, kom ons staan op en ons gaan hierdie diens aan die Here toewy, onsself aan die Here toewy in hierdie diens, en hierdie hele diens net aan die Here opdra en alles toewy aan die koning van alle konings. Ek gaan vra dat Pastor Nico vir ons die Here se seën gaan bid op hierdie diens, en dat die Here net in elkeen se lewe 'n besondere werk sal doen. Amen. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Ons gaan heerlik saam sing. Ek
lees vanoggend Filippense 4:4 wat sê verbly julle in die Here. En daar's een van die vertalings wat sê be joyful in every season. So ons het woestyntye, ons het wintertye. Maar die lente breek aan en somer is daar. So maar hy sê be joyful in every season. En die woord sê verlustig jou in die Here en hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. So kom ons fokus net op Jesus vanoggend en ons sing alles met alles wat in ons is en maak sy naam groot vanoggend. Amen. God van vreugde. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van eeuwig bovenal. God oor my,
are good. You are so good. Amen. Ons verklaar dit vanoggend. Dankie Jesus. U is so goed en u is so getrou. Thank you Lord. You are good. You are good. When there's nothing good in me. You are love. You are love. On display for all to see. You are light. You are light. When the darkness closes in. You are hope. You are hope. You have covered all my sin. Yes, thank you, Lord. You are peace. You are peace. You are peace. When my fear is trembling. You are true. You are true. Even in my wandering. You are joy. You are joy. You're the reason that I sing. You are life. You are life. In your death has lost its sting. Yes, I'm running into your arms. And oh, I'm running to your arms.
like the name of Jesus. There is no Yes, other name. my heart Name will of sing Jesus. Jesus. No other name, no other name. Great are you, Thank you, Lord Jesus. Jesus. There's no one Thank like you, you. Lord. We Great praise you, you, Lord. Jesus. No other name. Thank you, God. Yes, we worship you. Yes, we worship you. There's no other name. Your goodness. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. All my life you've been faithful. All my life you've been so, so good. Thank you, Jesus. Yes. I love you, Lord. How your mercy never fails me. All my days I've been held in your arms. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, I love you, Lord. I love you, Lord. How your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, let's sing of His goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes. Thank you, Lord. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yes. Your goodness is running after me. Your goodness Your goodness is running after
sing of the goodness of God. Eenmaal. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh yes, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We will sing of your goodness. Thank you, Lord. Dankie, Oh, we Jesus. thank you, Lord. You are great Yes, and I will sing of your wonderful. goodness. You are glorious. I will sing, I will sing, I will sing of your goodness. Thank you, Jesus. It's all for you, all for Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Al ons drome, al ons planne, ons ambisies. It's all for Jesus. Jesus, all for Jesus, all I am and ever hope to be. Jesus. Jesus, all for Jesus, all I am and ever hope to be. All of my ambitions, hopes, and plans, I surrender
te vier in my hart voor U. Deur al die eeuwe heen is die naam besing. Saam met engele wil ek ook nou iets bring. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my en U is genoeg. Ja, Jesus, U is genoeg. Ek weet dat U my elke lofsang hoor. Al wil twyfel, die geloof in my kom smoor. Solank as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek ook veilig by U is. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my en U is genoeg. Ja, U is genoeg vir my. U is genoeg vir my. U is genoeg vir my. Niemand soos U. U is alles vir my. Alles vir my. Is die lied hier op my lippe, is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my en U is genoeg. U is genoeg vir my. U is genoeg vir my, Jesus. U is alles. U is alles. Ons aanbid U, Jesus. Daar's niemand soos U, Here. U is wonderbaar verheerlik. Ons sal Jesus koning wees. U is wonderbaar, Jesus. U is alles vir my. Here my God, ons verklaar vanmôre dat U is genoeg vir ons. Ons het Jesus. Ons het alles. Ons kan vir niks meer vra in hierdie lewe Yes, thank you. as vir Jesus ons koning. Vader,
Vader, en daarom kom loof en prys ons U vanmôre. Ons bring U hulde, ons bring U lof, ons bring U ere. Want U is God, U is groot. En daar is niemand soos U nie, Here. U weë is onvergelykbaar. U weë is onnaspeurlik, Here. Want U is groot, U is God, U is op die troon, U is heilig. En ons verklaar dit vanmôre. Here, ons is lief vir U. Ons kom staan net soos ons is vanmôre voor U, Here. Ons sluit ons harte oop. Ons maak oop vanmôre, Here, dat U Gees kan kom werk soos U wil vanmôre. Mag U vanmôre net al die lof en die ere ontvang, o Here. Ons loof U, ons prys U, ons bring U hulde. By U sal ons skuil tot in lente van dae. Groot is U, my God. Halleluja. Thank you. Ja, ek wil net met u 'n skrifgie deel, dit is baie bekende skrifgedeelte, is in Engels. Maar in die week terwyl ek dit lees toe, tref dit my so diep. En ek voel net vanoggend is so gepas. 1 Korintiërs 3. Paulus praat in die kerk, vra van 'n vraag en hy sê van 'n do you not know that you are a temple of God? Wat hy getref het is die volgende gedeelte. And that the Spirit of God dwells in you. It is the Spirit of the only true God. Die een wat alles geskep het, wat Paulus van sy perd of sy donkie laat afval het, en toe sê hy, ek het 'n lig gesien, helder is die son. Dis die heerlikheid van God. Dis daai God se Gees in jou, as jy glo. So jy het in jou, broer en suster, al die vrede wat jy ooit wil hê, is in jou. Al die vreugde wat jy ooit wil hê, is in jou. Al die bemoediging en die vertroosting wat jy ooit na soek, is binne in jou. En omdat dit waar is, wil ek net vanoggend vir u sê, enige iets wat hierdie wêreld na jou toe kan slinger, die een wat in jou is groter as alles. Amen. Jy het in jou die vermoë, omdat God se Gees, die een wat alles geskep het net met 'n asem. Dink net bietjie daar, daai Gees is in jou. So niks wat hierdie wêreld na jou en my kan slinger. As ons verstaan wat in ons is, sal ons alles oorwin. Halleluja. Amen. Amen. Yes, amen. Prys die Here. Halleluja. Thank you, Lord. Ag, die Here het ook net so 'n ding so swaar op my hart gedruk, en dit is dit. Weet dat ek beleef die Here sê, moenie kyk na jou eie swakheid nie. Kyk na my krag, sê die Here. Kyk na my sterkte, want dit is ek wat my krag oor jou uitstort. My krag werk in jou. Die Here sê dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, woon ook in jou. En in my, om ons sterflike liggaam lewend te maak. 'n Lewe waar 'n mens besef, Here, ek is niks, maar U is alles. Here, en U krag werk ook in my. Dat jy ook sal belewe in hierdie tyd al meer, dat hulle wat op die Here wag, kry nog steeds nuwe krag. Amen. Goddelike krag Amen. om elke ding te hanteer wat teen jou kom, elke ding waardeur jy gaan, al is dit ook hoe moeilik, dat jy sal belewe, He's more than enough. He's El Shaddai. He's more than enough. En sy Gees wat in ons woon, sal jou versterk. Ja, die Here wil hê dat jy sy krag sal ken, en in sy krag sal jy dit nie net maak nie, jy sal meer as oorwinnaar wees deur sy krag. Amen. Prys die Here.
Dis so heerlik om die lof van die koning te besing. Wow, ons kan dit maar heeldag doen. Ons hoef nooit op te hou om sy lof te besing. Dis so voorreg. Man, en daar's sulke mooi liede wat mense geskryf het onder die salwing van die Heilige Gees, wat ons kan sing tot eer van die Here. Wow, sien nie ook uit na die hemel, om hom te loof en te aanbid, van aangesig tot aangesig te sien. En weet jy, dis nie meer so ver nie. Die wederkoms van die koning is naby. Dit kom al nader. Loof die Here. Sien nie ook uit daarna? Te midde van alles wat verkeerd gaan, is daar die heerlikheid van die Here, terwyl hy gesê het, as al hierdie goed gebeur, al hierdie bad goed, weet my koms is naby. Die Here seën vir u. Voordat ons voortgaan na die res van die diens, het ons die voorreg om mense ook voor te stel wat met ons laaste voorstelling nie hier was daardie Sondag nie. En ek gaan hulle vra om na vore te kom, hier voor te kom staan en net na die gemeente te kyk. Johan en Judy Lottering, as julle net na vore kan kom. Martin en Jolanda Olivier en hulle dogter en seun wat ook hier is, en Pieter Swart, sal julle ook net na vore kom, en ons wil julle graag aan die gemeente voorstel as lidmate. So as julle sien, hulle is nie net meer besoekers nie, hulle is deel van ons. Deel van die gemeente, deel van die liggaam van Christus in die gemeente. Daar sy. Baie welkom aan julle elkeen. Baie hartlik welkom. Ons is so bly dat die Here julle hiernatoe gestuur het vir elkeen van julle. En ek weet die Here het 'n besondere plan met julle. En ons bid dat die Here voortdurend elke dag in julle lewens sal inspreek, dat julle sal ervaar dat die Here julle toerus vir dienswerk, ook in dit wat in die gemeente gebeur, dat julle sal ervaar toerusting deur die krag van die woord, toerusting deur die krag van die Heilige Gees vir dienswerk in die koninkryk. Mag die koninkryk deur julle kom, en ek wil vir u vra, wees vir hulle elkeen 'n groot blessing. Stort julle liefde net oor hulle uit. Ons gemeente, iets wat ek dink ons doen te min, is om mekaar te nooi, om te kom kuier vir mekaar en 'n koppie tee te drink en om beter te leer ken. So doen dit. Nooi hulle, en moenie vergeet om ons te nooi. Ons is ook nog hier. Maar nooi hulle, leer hulle beter ken, en baie welkom, baie hartlik welkom in die gemeente. Elkeen van julle, Johan, Judy en Jolande en Martin en julle kids en Pieter, baie welkom. Die Here seën vir julle en gebruik julle kragtig tot sy eer, tot sy verheerliking. Johan, hulle kom, hy het 'n mooi naam, né? Sy naam is ook Johan. Hulle kom van 'n plek wat ek nie van tevore van gehoor het nie, Vierfontein. So as julle nog nie daarvan gehoor het nie, meeste mense het nog nie daarvan gehoor nie, maar is daar in Auckland se omgewing, iewers van daardie omgewing af. Ek wil vra dat die ouderlinge wat hier is ook net na vore sal kom, net hulle handdruk gee, en ons wil hulle net laat tuis voel, maar baie seën vir julle elkeen in die gemeente. Ons bid net die Here se seën op hulle. Vader, ons sê vir U baie dankie vir elkeen van hierdie kosbare mense wat U by hierdie gemeente ingeskakel het. Dankie Here dat ons kan vra dat U seën in oorvloed op hulle sal rus. Ons bid dat U hulle sal empower, dat U hulle sal bekragtig deur die krag van die Gees, dat U hulle sal bekragtig deur die woord, en dat hulle net sal ervaar dat U in hulle lewens werk meer as ooit van tevore, en deur hulle mag U koninkryk kom, mag U koninkryk in al meer lewens gevestig word deur elkeen van hulle se getuienis en bediening. Dankie dat ons U seën op hulle kan afbid en oor hulle kan uitroep, Here, ons prys U. Amen. Prys die Here.
om die kansel te gee vir Rudolf. Nou die van u wat nie weet nie, Rudolf gaan binne die volgende paar dae, gaan hy na Amerika toe, nie op vakansie nie, hy gaan daar werk vir 3 jaar met tussenposes wat hulle by tye vir so rukkie terugkom, maar hy gaan Amerika toe, RW is al klaar daar, en dit gaan goed met RW daar, en hy gaan RW se buurman wees by die buurplaas in Amerika, en Rudolf het ook gestudeer vir pastoor, deur John G. Lake Stichting, en hy gaan net so 300 myl van hulle af wees, hy sal ook daar georden word deur die John G. Lake Stichting. So dis vir ons 'n voorreg om vir hom die kansel te gee, om die woord te bedien. Rudolf, baie dankie, die Here seën vir. Baie dankie, Pastor Johan. Van my kant af net goeiemôre en hartlik welkom in die huis van die Here. Jy weet dat dit nie 'n vreemde plek is vir 'n kind van die Here nie. Dis 'n lekker plek. Dis 'n lekker plek om te wees. Amen. Ek het afgelope week het ek oor baie dinge nagedink en na baie dinge gaan kyk in my lewe in die opsig van waar is ek op my lewensreis met God. Jy sien, ons kan onsself op 'n skaal plaas vanmôre. En ek wil ons moet dit graag doen vanmôre. Ek wil jy moet graag jouself op 'n skaal plaas vanmôre. Evalueer jouself vanmôre aan dit wat ek vir jou bring. Want hierdie woord het ek gebring deur 'n antwoord wat God my gegee het. Toe ek vir Vader vra, Vader, ek het 'n boodskap nodig vir u kinders en vir myself. Toe word ek stil en ek bid en ek soek sy aangesig. En toe sy teenwoordigheid oor my kom, toe kom die antwoord. Toe ek sy tasbare teenwoordigheid beleef ek elke antwoord wat God vir my het. En hy gee vir my hierdie woord en ek sê, Here, is hierdie woord vanmôre vir my of is hierdie woord vir u kinders? Here, maar ek moet vanmôre vir u kinders 'n boodskap gee. So ek vra u, Here, bevestig vir my dit wat u wil hê ek moet sê. En die Here gee vir my hierdie skrifgie hier in Openbaring 3 vers 22. Hy sê, wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So vanmôre vat ek myself uit die pad uit. Ek verwyder myself vanmôre. En ek vra, Here, spreek soos u wil. So hierdie woord vanmôre kom uit die hart van God. En ek wil dit graag met u deel. Wat 'n voorreg. Ek wil vir u graag voorhou Genesis 3 vanaf vers 1 tot 9. Daar is 'n dringendheid wat God op ons harte plaas. En ek wil dit vir die voorhou, soos wat God dit aan my voorgehou het, net uit die woord, net woord vanmôre. In Genesis 3 vers 1 tot 9 lees as volg, ek hou dit vir die voor. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie. En die vrou het geantwoord, en antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Sien, hier is die vrou nou. Jy sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry.
En sy neem van die vrug en sy eet, en gee dit ook aan haar man, by haar. En hy het geëet. Toe gaan al twee sy oë oop, en hulle word gewaar, dat hulle naak is, en het vye blare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg voor die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. En hier is die vraag vanmôre. Toe roep die Here God na die mens, en sê vir hom, waar is jy? Vanmôre, die Here het dit so duidelik op my hart gelê, dat hy vra vir my en jou vanmôre, waar is jy op jou lewensreis met my? Waar bevind ons onsself? Nou ons het gepraat van 'n skaal, ek wil dit vanmôre sommer, ek wil hierdie ding sommer inwerk hier, want dit is net iets wat in my gees opkom. As jy 'n skaal vat vanmôre, 'n skaal van 1 tot 10. Ons ken hierdie storie van before en after, jy weet, die tannies wat so 'n bietjie gewig verloor, jy weet, dan het hulle hierdie before foto's en hulle die after foto's, en dan kan hulle nou sien die progres wat hulle gemaak het gedurende hierdie tyd wat hulle dan nou hierdie projek aanpak. Ons het met 'n projek vanmôre, niks anders nie. Ek is baie versigtig vanmôre. Maar dan kry jy hierdie before en hierdie after foto's, nee, en sê jy, dis ook gelyk het, dis ook nou lyk. En die Here het hierdie vraag op my hart gelê vanmôre om vir u te vra, waar is jy in jou verhouding met hom? Ons moet onsself gedurig deur herinner, aan waar staan ek in my verhouding met God? Jy sien, dis belangrik. Ek wil vir jou vra, voordat ons nou verder gaan, plaas jouself op 'n skaal vanmôre, van 1 tot 10. Sit jouself, hou dit vir jouself. Want ons gaan dit weer doen, ons gaan die after doen. Jy sien. Kom ons plaas onsself vanmôre op daai skaal. En ons kyk waar staan ons met God vanmôre. In ons verhouding met hom, in ons wandel met hom. Waar kan ons onsself op hierdie skaal plaas? Doen 'n denkbeeldig vanmôre. Dan kyk jy, waar staan jy met God vanmôre in jou verhouding? En as ons klaar is, dan kyk ons weer. Dan doen ons die after. Openbaring 3, vers 15, gaan ek vir u voorhou. Jy sê die Here, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm is nie. Was jy tog maar koud, of was jy tog maar warm? So hier begin ons nou vanmôre. Sê die Here God, ek ken jou werke. En ek wil dit vanmôre by u los. God ken jou werke, my werke, jou werke. Ek ken elkeen van ons se werke. Weet, ek en Elmien kom gister af van Sekunda af gery. Ek wil dit graag met u deel, is kosbaar. Want die Here het hier vir my ook 'n wonderlike openbaring gegee. Ek weet van 'n tannie wat baie siek is, tannie vir wie ek baie, baie lief is. Sy raak so in die 80, net so die 80 of net voor die 80 jaar oud. Hierdie tannie is baie siek. Terwyl ons daar van Sekunda verry, bid ek reeds in my gees, want ek het te hore gekom van die tannie. Ek het haar skoondogter en haar seun in die sentrum raak geloop daar, en hulle vertel my toe van die tannie. Ek het nie eers geweet nie, en terwyl sy op pad terug bestuur ek, en die Here sê, lê dit sterk op my hart om vir haar te gaan bid. En ek sê vir Elmien, luister, ons moet vir hierdie tannie gaan bid. Die Here praat duidelik, ek hoor duidelik, hy sê, gaan bid vir haar. Sy het dit nodig, sy het my nodig. En so bel ek haar seun, en ek vra vir hom, as jy by die huis, kan ek net bietjie kom kuier, kan ek net bietjie kom inloer, ek wil graag môre gaan ek met jou maak. En ons is verwelkom, ons het lekker saam gekuier, en ek vra toe vir die seun, waar is jou ma? Hy sê, sy is in die kamer, ek gaan kyk net of sy wakker is. En ek en Elmien stap saam na haar kamer, slaapkamer toe, en toe ons by haar in die slaapkamer kom, lê sy baie swak, baie siek. Sy het longkanker, laaste fase van
longkanker. En die trane rol oor my wange. Want ek het hierdie tannie baie lief. Nie met my eie liefde nie. Met God se liefde. En die Here God sê vir my, bid vir haar. En terwyl ek vir haar bid, is die Here God so getrou, hy wys vir my 'n uurglas. Ek sien 'n uurglas, ek is ou van prentjies, jy weet, vir die wat al na my boodskappe geluister het, God wys vir my prentjies. En hy wys vir my 'n uurglas. En ek vra, Here, wat is dit? Wat wil U vir my sê? Praat, Here, ek hoor. En die Here wys vir my, daar lê 'n paar korreltjies sand oor. Hierdie uurglas is besig om leeg te loop. En ek sê, Here, ek weet. En so getrou is die Heilige Gees, en hy gee vir my hierdie skrif, en hy sê vir my, as jy 70 jaar oud word, is jy sterk. As jy 80 jaar oud word en ouer, is jy baie sterk. En die Heilige Gees is so getrou, hy lewer hierdie skrif van my af, en dit val net, en dit val net, en dit val net, en ek ontvang hierdie hemelse vrede. En hierdie selfde vraag kom weer by my op. Waar is ek in verhouding met God, op hierdie lewensreis van my en U? U sien, daardie uurglasie van my, het al leeg geloop, maar die hand van God, het hom kom omdraai, en vir gesê, ek gee jou nog lewe, ek gee jou 'n tweede kans. Waar is jou lewensglasie vanmôre? Jy sien, is nie net elkeen van ons se persoonlike tyd, en uurglasie wat leegloop nie. God se tyd vir die mens op hierdie aarde, is ook besig om leeg te loop. Sy koms is naby. Vanmôre wil ek vir jou vra, waar is jou lewensreis, jou verhouding met God en jou lewensreis? Ons het daar weggestap, ek het vir die tannie gebid, en ek het haar gegroet en ek het geweet, ek sal haar nie weer sien nie. Maar ek het ook nie bekommernis oor hierdie tannie nie, want jy sien, ek ken haar. Ek ken haar. En ek weet dat sy lief is vir God. En ek weet dat sy lief is vir die seun van God. En ek weet dat sy lief is vir die woord van God. Want in vroegere besoeke in my lewe wat ek by haar gekuier het en 'n bietjie gaan woord share het, was sy altyd besig met die woord van God. Haar beker koffietjie het daar gestaan, haar Bybel het daar gelê, haar pen het daar gelê en haar boeke het daar gelê. Sy was altyd besig met God en die dinge van God. En sy was lief vir bid. Jy sien, gebed is nie jou journey na jou destination nie. Gebed is jou destination. Gebed is ons eindbestemming, want dit gaan bepaal waar ons eindig. In ons verhouding met God. Ek vra myself die vraag, as Vader na my kyk vanmôre, wat sien hy? Ek soek iemand groot en nie gehoor vanmôre. Werner, gaan jy my gou kom help hier vanoggend? Ek gaan jou nou op die hotspot sit, maar kom staan gou hier vanmôre. Ek het net iets wat die Here op my hart lê, en ek het die vrymoedigheid om jou te vra om my te help. Maar sê, staan gou hier voor my, draai net so na die gehoor toe. Nou vanmôre is jy Jesus. Nee, ek is Rudolf. So ek plaas jou as Jesus nou vanmôre in my lewe. Nou vra ek, Vader, as U nou vanmôre na my kyk, wat sien U? Nou die gemeente weet hoekom jy hier staan, ek weet nou nie. Maar as Vader nou na my kyk, wat sien hy? Hy sien vir Jesus. Hy moet vir Jesus sien. Want ons is na sy gelykenis geskape, ons is na sy beeld geskape. Ons is geskape tot goeie werke. Dankie. Verstaan nie die prinsip hier agter. Sien nie wat God sien. Jy's bloedgewas. Jy's 'n geseënde van die Here. En as Vader na jou kyk,
Sien hy nie meer vir Rudolf nie. Hy sien vir Jesus. Want ons moet verander na die beeld van Jesus. Dit is wanneer ons verhouding, in ons lewensreis, met hom op die regte plek kom. En vanmôre, as jy na daai skaaltjie van jou gaan kyk, waar gaan jy jouself plaas vanmôre? Die Here wil hê jy moet dit hoor vanmôre. Hy sê, die wat 'n oor het, laat hom hoor. En die Here wil weet, waar staan jy? Waar gaan jy jouself plaas vanmôre? Want hy plaas jou op hoë plekke. Maar waar plaas jy jouself vanmôre met hom? Jy sien, daar's hoop. Openbaring 3:5, ek wil dit graag aan die voorhou. In hierdie lewensreis, wat ons met God het, is daar hoop. Daar's beloftes, honderde beloftes in die woord. Hou ons daaraan vas. Vat ons dit, maak ons dit ons eie. Glo ons God vir wie hy is. Ons soek nie net sy hand nie, ons soek sy aangesig. Jy sien, wanneer ons sy aangesig soek, en ons in sy teenwoordigheid kom, verander alles. Wanneer jy in 'n gebou in beweeg, in 'n plek in beweeg, en God se teenwoordigheid is daar, verander die atmosfeer. Dis waartoe ons geskep is. Dis wie jy is in Christus Jesus. Openbaring 3:5 sê, wie dan in hierdie lewensreis met God oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, want ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. So daar's hoop. As jy jou vanmôre op hierdie skaal plaas, en jy kom agter, ek het nog 'n bietjie groei nodig. Ek het nog 'n bietjie skaafwerk aan my verhouding met God. Dan is daar hoop vir jou. Openbaring 3:21 wil ek ook graag vir u voorhou. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Jy sien, God het ons gemaak as sy konings, sy priesters, sy profete. En hierdie konings en priesters is mense wat in autoriteit leef. Hulle leef in die krag van God. Dit is ek en u. Ons is gemaak om saam met hom in hemelse plekke te sit. En ons is reeds daar in die gees. Jy sien, ons ruil so nou na 'n bietjie plekke met Jesus. Ons is hier op die aarde, sy voete en sy hande. Ons is sy verteenwoordigers. Ons is die ambassadeurs van God. Soos ek gesê het, as Vader na ons kyk, dan sien hy Jesus. Jesus is hier. Jesus is by my en jou. En soms ruil ons 'n bietjie plekke met Jesus. Dan sit ons saam met hom in hemelse plekke. Wonderlik. Dis wie God sê jy is. Vanmôre wil ek vir jou sê, daar's hoop. Daar's hoop. In ons omstandighede waar ons is, dinge wat ons doen, daar's hoop. Hou jou oë gefestig op God. Bly naby aan hom, bly op sy voete. Bly op sy voete, hier voor op sy voete, met jou gesig, jou aangesig, bly op sy voete. Ryk die stof aan sy voete. Want dan is jy naby genoeg. Ag God, jy's in sy teenwoordigheid. Daar's hoop. Ek wil vanmôre hierdie vraag vra, waarmee is ek en u besig? Is ons besig met die opdrag van God? Is ons besig om te doen wat hy gesê het ons moet doen? Dit waarvoor ons geroep het. Jy sien, as ons daarmee besig is, dan weet ons, hy gaan ons nie omkant vang nie. Want as hy kom, is ons gereed. Ons lampies is vol olie.
So in hierdie reis met God wil ek jy herinner vanmôre dat ons lampies gedurig deur moet vol wees. As ons kyk na die 5 dwaase diensmaagde en die 5 wyse diensmaagde, 5 van hulle was gereed. Maar daar was 5 wat nie gereed was nie. Ek wil u bemoedig vanmôre. God het vir ons alles gegee wat ons nodig het. Ons het al die gereedskap. Ons het alles. Die dag toe ek my hart vir die Here Jesus gegee het, toe het hy lock, stock en barrel kom intrek. Lock, stock en barrel. Die volheid van die Godheid het in my kom woon en u kom woon. Dit beteken sy krag ook. Nou vra jy vir my vanmôre dalk, wat beteken dit om in die krag van die Here te wandel? Wat? Weet, daar's mense wat jonk in geloof is, wat onlangs die Here maar aangeneem het, so daar's mense wat dit nie weet nie. En vanmôre wil die Here hê, jy moet dit weet. Hy het vir ons opdragte gegee, hy het vir jou mag gegee, vir my mag gegee. En die skrifte wat hy vir ons gegee het, is baie duidelik. Ek gaan dit sommer vir die voorhou ook hier uit Lukas uit. Ja, kom ons gou voor hier so Lukas 10. Lukas 10 vers 19, ons ken hierdie skrif. Ek wil jy net herinner aan God se woord vanmôre. Dat ons nie ergens langs die pad verlore raak nie. Ons moet hoor wat God sê. Kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Wow. Dis wie jy is in Christus. Jy het alles. God het vir ons mag gegee. Wat doen ons daarmee? In hierdie reis met God, wat doen ons met daardie mag wat hy vir ons gegee het? Ons kyk verder wat sê die Here. Matteus 28, ons ken hierdie skrif. 28 vers 18. Ons kan dit net lees. Vers 18 tot 20. Kom ek hou dit vir die voor. Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom met hulle gespreek en gesê: aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. So wat het hier gebeur? Kom ons kyk mooi. Jesus sê hy het al die mag ontvang en hy gee aan my en jou al hierdie mag. Om hierdie werk, hierdie opdrag van God te gaan uitvoer. Is ons besig in ons lewensreis met God om te doen wat hy sê? Is ons besig om disippels te maak? Is ons gehoorsaam? God sê, ek gee vir jou die krag. Ek gee vir jou die mag. Ek het vir jou alles gegee. Is ons gehoorsaam vanmôre? Doen ons wat God sê? Dan kom kyk ons vanmôre na Markus 16. Dis die groot opdrag. Markus 16, ek sien ek het my merkertjie verloor. Markus 16. Hier is hy. Kom ons lees maar af van vers 15 af. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nou wil ek vir u vra vanmôre. Waar is hierdie krag van God in hierdie gemeente?
God praat met my en jou vanmôre. Waar is sy krag wat hy vir my en jou gegee het? Hoekom word dit nie tentoongestel in hierdie gemeente nie? Is ons nog gehoorsaam aan God se woord? Jy sien, John G. Lake was 'n ou wat ek van gehoor het en ek het bietjie geluister na sy goed en ek het na sy biografie gaan kyk en ek het dit bestudeer en ek het dit geleer en ek dank die Here ek was nie in 'n teologiese skool nie want ek het baie meer geleer as teologie. Ek het geleer om die Heilige Gees as persoon te erken, om hom as my lewe te ervaar as die persoon in my lewe, om hom eerste te stel. En John G. Lake het hierdie wonderlike ding, en as jy kyk na God se generaals, dan sien jy dit reg deur die geskiedenis, is dat al hierdie God se generaals, almal het met God se krag gewerk. Jy sien, ons is verteenwoordigers van hom. En ons het daardie krag in ons. John G. Lake het gesê, as hy by iemand kom en hy lê hom hande op en hy genees, prys die Here. Hy het gesê, as hy daar kom en hy sterf, dan sit jy hom terug in derde rad. Dan wek jy hom op uit die dood uit. Want is nie jy nie, dis God se krag wat in jou werk. So waar is ek en jy vanmôre? Opereer ons in die krag van God. Want dit alleenlik is gehoorsaamheid. En God wil hê dit moet gebeur. Dit is 'n opdrag, hy sê, gaan dan heen. Hy sê, julle sal alles doen wat ek vir julle sê. Want ek gee vir jou die krag. Jy sal siekes hande oplê, jy sal dooies opwek. Leef ek en u in die krag van God. En as ons nie doen nie, hoekom nie? Is daardie vraag vanmôre vir jou duidelik? Die Here praat met my vanmôre baie hard oor hierdie ding. Ek ervaar in my gees dat as ek myself op baie skaaltjie moet plaas vanmôre, het ek baie ver om te gaan. Waar is ek op my lewensreis met God? Is ek al op hierdie plek? Want dit is nie net vir die pastoor nie, dit is nie net vir die selleier nie, dit is vir elkeen. Dit is vir elkeen van my en van u. Ons moet wandel in autoriteit. As God gesê het, dit sal so wees, dan is dit so. Geen vraag daar rondom nie. As ek reg onthou, Psalm 119 staan daar geskryf, ek dink vers 98. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. So wat God gesê het, is so, dit sal so wees tot in ewigheid. Glo ons dit vanmôre? Glo jy dat jy iemand kan hande oplê en die krag van God kan daardie persoon gesond maak? Glo jy dat as daar 'n man met 'n kussing gestap kom en hy sit hom hier neer en God sê vir jou, gaan wek hom op? Gaan jy God glo? Gaan jy dit doen? Jy sien, die Heilige Gees is die een wat werk, nie ek en jy nie. Maar het ons vir hom plek gemaak in ons lewens om hierdie werke te kan doen wat God ons opdrag gegee het om te doen. Ons moet hierdie dinge hoor, want dit is wie ons is. Jy is God se skepingswerk, toegerus met die Heilige Gees, met autoriteit en met krag. Jy sien, nou gaan jy dalk vra vanmôre, waar kry ek hierdie krag? Hoe werk hierdie krag? Hoe activate ek hierdie krag in my lewe? As net een manier. Net een manier. Is op jou knieë. Wanneer jy bid, sal jy ontvang. God sê dit reg deur sy woord. Wie hom liefhet en in hom bly, hy sal in hom bly. Hy en die Vader in hom en hy in ons. Jy sien? Ons moet nou begin dink, waar staan ons op hierdie skaal vanmôre? Hy before en hy after. Is ons besig met die dinge van God? Is ons op die plek waar God sê ons moet wees? Jy sien, ek meet my altyd hieraan. Ek hou nie daarvan om in die verlede te kyk nie, ek haat die verlede. Want jy sien, ek was 'n fool toe ek in myself was in die ou lewe.
Hoekom kan ek nie maar 'n fool wees vir God nie? Ek was 'n fool in hierdie wêreld, waar duisende mense my gesien het, en my werke gesien het, my dooie werke. Maar waar is ek nou in my lewe met God? Jy sien, wanneer hy nou na my kyk, lyk ek nie meer dieselfde nie. Jy sien, Jesus self was geminag in sy eie stad. Hoekom? Hulle het hom geken. Hulle het geweet, hy is die timmerman se seun. Hulle het hom in die vlees gesien, maar het hom nie na die gees gesien nie. Hulle het hom geminag. Vir my en jou gaan hulle ook minag. Die wêreld gaan ons haat. As hulle Jesus gehaat het, gaan hulle my en jou haat. Hoeveel te meer? Maar wanneer ons in Christus Jesus is, en ons is op hierdie lewensreis met God, hy waarborg ons. Hy waarborg ons. Niks sal by ons kom nie. Want hy is God. En hy is met my en met jou. Jy sien, daar is hoop. Daar is hoop. Ek wil jou vra, wandel jy in die krag van God? Ek wil vir jou sê, daar gaan iets wonderliks gebeur, as jy vir my vanmôre sê, jy doen. En as jy nie doen nie, nog nie doen nie, wil ek vir jou sê, dis 'n baie exciting journey in jou lewe. Dis baie exciting. Dis ongelooflik exciting. Jy sien, ek het nou deur hierdie instituut het ek geswat en hulle het my op 'n verskeidenheid van platforms geplaas waar ek die afgelope tyd ook bedien, en verlede donderdag aand was ek in Pretoria in Centurion, het ek daar bedien. Ek het in die gebou ingestap en die teenwoordigheid van God was reeds daar. Hy was reeds daar, want daar was voorbidders reeds besig om in te tree vir die diens en vir die woord. Daar was mense reeds op hulle knieë voor God. Daar was mense wat reeds sy aangesig gesoek het. En toe ek daarin stap, toe die hele atmosfeer het verander. Want God is daar. As jy in 'n plek instap, moet die atmosfeer verander. Jy's 'n draer van God se gees. Jy's 'n draer van autoriteit. Jy's 'n draer van krag. Snaaks genoeg, ek sien so 'n beeld hiervan. Die Here gee vir my prentjies en ek gaan dit met jou deel. Die Here wys vir my van 'n man wat stap met 'n hondjie aan 'n leiband. Ja, loof die Here. Die Here vra vanmôre, wil jy altyd gelei word? Hoekom moet jy altyd gelei word? Hoekom moet jy gelei word? Jy het mag, jy het autoriteit. Hoekom lei jy nie? Wauw, dit is 'n openbaring. Prys God. Ek en jy is gemaak. Ons is gemaak om te lei. We are rulers of God's power. Ons is kinders van God. We are rulers of God's power. So jy moet 'n verandering kom. Ons kan nie dieselfde bly nie. Gaan jou baas jou heeltyd trek aan die leiband? Of gaan jy voorstap en leiding gee? Gaan jy opstaan? Die Here herinner vir my in 'n baie mooi skrif. Ek het dit al gelees. Dit kom so skielik in my Jesaja 60. Staan op, word verlig, want sy lig het oor jou gekom. Wow, sy lig het oor jou gekom. Jy sien, Handelinge 1:8 sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy het die Heilige Gees ontvang. En daar is 'n bewys daarvan dat jy kan spreek in tale. Ek glo elkeen van julle kan spreek in tale. En wanneer ons hierdie gawes van God in ons lewens aktiveer, doen ons dit deur een ding, deur gebed. Daar is nie 'n ander manier hoe jy die gawe wat God vir jou gegee het kan aktiveer nie. Daar's 1 Korintiërs 12 kan jy gaan lees,
van die gawes van die Heilige Gees. Daardie gawes moet in hierdie kerk operate. Jy moet mense hande oplê. Jy moet tale kan uitlê. Jy moet kan spreek in tale. Jy moet kan sê wat God sê in so 'n vergadering. Dis wat God wil hê moet hier gebeur. Hierdie eenheid moet kom. Sy krag moet tentoongestel word, sodat die wêreld daar buite kan sien. Jesus het gesê, as jy my dan nie glo nie, glo dan die werke wat ek gedoen het. As mense jou nie glo nie, glo dan die werke wat God deur jou doen. Dat dit hom kan verander en die wêreld daar buite kan verander. Want jy loop in krag. Jy loop in autoriteit saam met God. Hierdie dinge moet gebeur, sê die Here. Dit is die woord wat God vanmôre vir hierdie kerk het. We are rulers of God's power. Hy het dit vir ons gegee. Ons moet dit gebruik. Daar moet verandering kom. Daar moet verandering kom. Nou wil ek vir die vra, ja, dit wat jy nou gehoor het vanmôre, die woord wat die Here vir jou gegee het vanmôre, waar plaas jy jouself nou verder op hierdie skaal? Dis nou die afterfootjie, waar die tannie nou so mooi is en maar is, en weet daai gedeelte. Maar waar plaas jy jouself vanmôre op daardie skaal? As jy hierdie dinge hoor, waar staan jy in jou verhouding met God? Ons moet dit ernstig opvat. En God sê wie oor het om te hoor, laat hom luister. Laat hom hoor. Ons moet hoor wat God sê. Ons moet begin kyk na die dieptes van ons hart. En die Heilige Gees toelaat om daardie dieptes te deursoek. Ek het 'n paar dingetjies wat ek vanmôre, maar verskoon vanmôre gaan ek 'n bietjie Engels praat. Dit is my platform waarop ek beweeg en ek het hierdie vir iemand al aangestuur, ek kan nie onthou vir wie nie. Maar Anita, jy het my baie geïnspireer deur sekere goed wat jy voorgelees het hier in die gemeente al uit die Passion Translation. Ek het 'n verskriklike liefde vir daardie Passion Translation gekry. Want God het vir my sy hart begin wys. Moet begin wys, wie is hy? Ek wil vir julle net so 1 of 2 teksverse voorhou uit die Passion Translation. Ek het dit nou nie vir 'n vrou daar agter gegee nie. Ek wil vir jou voorhou, dit is Engels. Psalm 81 vers 10. I am your only God, the living God. Wasn't I the one who broke the strongholds over you and raised you out of bondage? Open your mouth with a mighty decree. I will fulfill it now. You'll see. The words that you'll speak, so be it. Hoor jy wat sê God? Dit wat jy decree, dit wat jy verklaar in die naam van die Here God, sal so wees. As daar 'n tannie wat siek is, en jy lê haar hande op, en jy sê, jy spreek uit, in die naam van die Here Jesus, genees, staan op, dan sal dit so wees. As jy en ek in daardie autoriteit, en in daardie krag wandel. Kerk, dit het tyd geword. Ons uurglasie loop leeg. Moenie dat God jou in die slaap vang nie. Ek glo nie, dit is 'n lekker plek om te wees nie. Ek gaan vir jou voorhou Psalm 63 vers 1. En hierdie is my God, my hartsbegeertes. En ek bid God elke dag, dat hy nooit, weet, daar's 'n vrou, ek het een van haar video's gekyk eendag, Catherine Kuhlman, jy sal dalk weet wie sy is. Het sy daar 'n decree gemaak, 'n verklaring gemaak, waar sy gesê het, Here God, neem nooit die Heilige Gees van my weg nie.
Is dit nie wat ek en u vanmôre moet vra nie? Vader, neem net nooit die Heilige Gees van ons af weg nie. Want Vader, as dit sou gebeur, ons is niks nie. Maar Vader, waar sal ek dan wees? Mag dit ons hartsbegeerte wees en altyd bid en vra, dat u nooit u Heilige Gees van ons sal wegneem nie. Psalm 63 vers 1 sê, O God of my life, I am lovesick for you in this weary wilderness. I thirst with the deepest longings to love you more. With cravings in my heart that I can't describe. Such yearning grips my soul for you, O God. David het iets verstaan van die teenwoordigheid van God. Wanneer ek hierdie skrif lees, is die teenwoordigheid van God so swaar vanmôre. En ek ervaar hom so duidelik vanmôre hier waar ek staan. Dat dit is my hartsbegeerte. Dit is my laaste vers voor ek afsluit. Psalm 27 vers 4. Here's the one thing I crave from God. The one thing I seek above all else. I want the privilege of living with Him every moment in His house. Finding the sweet loveliness of His face, filled with awe, delight in His glory and grace. I want to live my life so close to Him that it takes pleasure in my every prayer. En dit is vanmôre ook my hartsbegeerte vir hierdie gemeente. Dat dit jou begeerte sal word om God se hartklop te hoor. Om elke oomblik van elke dag in sy teenwoordigheid te leef. Dat jy God so sal ervaar, soos hy hier sê, that I will stand in awe. Ek het hier net 'n klein laaste deeltjie met die afsluit van my woord, waarvoor ek God altyd dank. Dit is wonderbaarlik, as jy lief is vir die Here en lief is vir sy woord, dan gee jy die begeertes van jou hart. Ek wil hê ons moet vanmôre net kyk, waarvoor is God se krag en waarvoor is God se teenwoordigheid. Vir u wat dalk nog nie, hierdie was deel van een van my studies en een van my tesisse, wat gehandel het oor die Heilige Gees en die werking van God se krag. The power of the Holy Spirit is what He does. The presence of the Holy Spirit is Himself. The power is His performance. The presence is His person. The power changes your circumstances. His presence changes your heart. The power of the Holy Spirit comes upon you. The presence of the Holy Spirit dwells within you. The power is for service. The presence of the Holy Spirit is for salvation. The power helps you to do. The presence helps you to become. The power stirs within you. The presence stills you. The power activates the gifts. Dit is in 1 Korintiërs 12. Die gawes van die Gees. The presence is His glory. The power inspires praise.
The presence inspires you to worship. If you live by faith in His presence, you know the ultimate fulfillment and the power will come. Amen. Ek sluit af met 'n gesegde van oorlede Reinhard Bonke. Hierdie was ook vir my 'n openbaring. Dit was ook deel van my studies. Hy sê, if there's no power, you're gonna need lots of tea and cake to keep your church going. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Dis waar, dis waar. As jy nie krag het in jou kerk nie, gaan jy baie tee en koek nodig hê om die kerk aan die gang te hou. Maar ek dank God vanmôre vir sy genade. Ek dank God vanmôre vir sy Heilige Gees. Ek wil vir u vra vanmôre, geniet jy God ook? Geniet jy Jesus? Sien jy ook sy humor raak? Beleef jy hom as jou beste vriend? Maar hy is ook God. Hy is jou beste vriend. En jy kan met hom gaan sit. Weet jy, partymal sit ek daar in my kamer voor my lesenaar. Dan is dit so, hier is my bed, hier is my tafel. Daai plek, daai gemaklike plek is vir my koning. Ek sal die harde stoel vat. Here, kom sit hier by my. Here, kom sit hier net by my. En daar wat ek die Here nodig het, lê ek op my aangesig. En dis waar ek kom vind. Kom ons sluit af vanmôre. Kom ons maak ons oë toe. En ons dink vanmôre, en waar is ek? Op daardie skaal in my reis met God. Vanmôre sal jy 'n duidelikheid hê. Glo ek. Waar is my plek op hierdie skaal met God? Hy het my lief, hy het my geseën, hy het my gesalf tot goeie werke. Hy het my sy kind genoem. Hy sê, jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Is ons daar waar hy wil hê ons moet wees? Is ons daar? As ons nie daar is nie, bid ek vanmôre dat God jou sal help. Dat God jou sal dra. Dat hy vir my en jou openbaring sal gee van wat sy wil is. Daar is nie groter liefde as dit nie. Hy het sy enigste seun vir my en vir jou gegee. Hy het die prys gaan betaal, sodat ek en jy soos arende kan sweef, in autoriteit en in krag, met mag kan heers. Vader, ek kom in die naam van Jesus vanmôre. Here, en ek kom bid vir vergifnis vanmôre, vir myself, en vir elkeen vanmôre, wat sê, ek is nie op die plek waar God wil ek moet wees nie. Vader, ons is jammer. Ons besef nie altyd hoe belangrik dit vir U is dat ons hierdie opdragte uitvoer nie. Here, baie keer sê en dink en doen ons dinge uit onkunde. Dis my hart vir elkeen vanmôre hier teenwoordig, Here, dat U nooit die Heilige Gees van ons sal wegvat nie.
maar dat U Gees ons sal lei in die waarheid. Dat U Gees ons sal vat, dat daar waar U wil hê, ons moet regeer, na die grondgebied wat U vir ons gegee het, om op te heers. Dat ons sal autoriteit vat oor die vyand, dat die vyand nie ons vreugde en ons vrede kom steel nie. Here Jesus, dat ons altyd naby aan U sal wees, aan die bors sal wees. Die hartklop vir ons sal hoor, en ons sal laat weet, wat U wil vir ons is deur die werking van U Heilige Gees. Vader, is my gebed vanmôre, dat U kinders, soos hulle hier sit vanmôre, sal seën met wysheid, dat daar nie onkunde sal wees nie, dat julle sal seën met krag uit die hoogte, dat julle sal vol met U teenwoordigheid, dat die God van die hemel en aarde sal duidelik sigbaar wees hier op hierdie aarde, dat sy liefde tentoon sal gestel word deur elke gelowige wat vanmôre hier sit, dat die wil van God sal seëvier in ons harte, in ons lewens, in hierdie kerk, in hierdie dorp, in hierdie land, o Here. Vergewe ons, Here. Vergewe ons. Here, ons hoor so baie. Draai terug na Jesus. Draai terug na Jesus. O Heilige Gees, ek bid vanmôre dat U daardie woorde rema sal gee in elke hart. Dat elke hart die werklike en die waarheid en die openbaring van hierdie woorde sal beleef. Dat ons harte sal terugdraai na Jesus. En dat ons gehoorsaam sal wees aan die stem van die Heilige Gees. Vader, ek dank U vir hierdie woord. Mag hierdie woord, soos U gesê het, dat elke oor wat hoor en luister en inneem dit wat U vanmôre deur hierdie woord vir U kinders wil sê. Laat dit plek vat in ons harte, Here. Laat U Heilige Gees die een wees wat die reën bring, sodat hierdie saad sal groei en sal vrug dra in ons harte. Mag ons elke dag meer en meer na U teenwoordigheid soek, nie na U hand nie, na U aangesig. Vader, want wanneer ons U aangesig soek, voeg U in elk geval alles by. U woord sê, laat ons die koninkryk van God soek en alles sal vir ons bygevoeg word. Mag U verheerlik word deur U kinders in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, Pastoor Johan, ook aan die raad. Baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het vanmôre ook om hier te kon bedien. Ek glo dit sal die laaste een wees in 'n hele lang tydjie, maar ons sal weer kom kuier. Baie dankie. Yes, dankie Rudolf, baie dankie Pastoor Johan. vir jou gehoorsaamheid, dankie vir die woord. Ons dank die Here vir wat hy doen in die gemeente. Maar ons dank God dat hy het baie meer in stoor. Amen. Baie meer deur elke een in die gemeente. Mag die Here sy woord groot vrug gee op die bediening van die woord. En ons bid die Here se seën op jou, Rudolf, op jou werksituasie aan die ander kant.
dis vir ons jammer dat jy gaan, maar ons weet die Here te plan daarmee Amen. en dat jy geseënd sal wees. Mag die Here jou ook gebruik Baie dankie. tussen die boere daar en op 'n besondere wyse deur jou lewe ook daar werk. Seën ook met jou betrokkenheid by die John G. Lake Stichting Baie dankie. en dit wat daar voor lê. Maar ons gaan jou mis, maar die Here gaan saam met jou. En Amen. hy's in jou. Sy krag werk in jou. Ons gaan vir hom bid. Ek wil vir Elmien ook vra om vorentoe te kom, alhoewel sy nie Amerika toe gaan nie. Sy bly hierso by ons, maar dit is vir haar ook nie maklik nie. Dit gaan vir haar nie maklik wees met Rudolf wat vir 'n ruk nie hier gaan wees nie. Sy het so rukkie terug, was dit vir haar moeilik toe RW gaan. En nou gaan Rudolf ook vir 'n tyd lank, maar ons weet die Here het 'n plan ook daarmee en ons bid die Here se seën ook op jou. Ja, Vader, baie dankie dat ons u seën kan afbid op Rudolf en op Elmien. Dankie dat ons weet dat wat met ons gebeur nie toevallig nie. Ja, Here. Dankie dat u ons lewenspad vir ons beplan. Ja. En dankie dat u hierdie besondere deur vir hom oopgemaak het en ons weet dit is met 'n spesifieke doel. Dankie dat u vir hom voorsien. Dankie Vader dat ons weet dat dit gaan ook nie net daaroor nie. Dit gaan ook oor die uitbreiding van u koninkryk deur sy bediening. En ons wil bid dat u seën op hom sal rus met die nuwe werksituasie. Ons bid dat u vir hom groot wysheid sal gee met dit wat hy doen, dat hy vinnig sal leer, die Amerikaner se manier van werk ook sal gou leer, en dat hy tuis sal voel en dat hy sal weet dit is waar u hom wil hê vir hierdie tyd. En ons bid, Here, dat u hom sal seën met 'n besondere salwing van u Gees, dat wanneer hy daar beweeg, dat hy ook daar kragtig deur u gebruik sal word. Dankie Heilige Gees dat u salwing ook daar swaar op hom rus. Dankie Here dat u in hom is en met hom gaan en voor hom uitgaan en dat hy sal ervaar die koninkryk kom deur sy lewe ook daar en deur sy bediening en getuienis daar, Here. Ons bid vir Elmien. Dit gaan vir haar baie moeilik wees wanneer Rudolf ook nie meer hier is nie. Maar ons weet, Here, dankie dat u elke oomblik nie net by haar is nie, maar in haar is. Ek bid dat sy ook so bewus sal wees van u teenwoordigheid, van u bekragtiging, van u salwende heerlikheid, en dat sy sal ervaar, sy kan haar verlustig in die Here. En ek dankie vir u seën ook op haar. Dankie dat u haar genade gee vir die tyd wat voor lê ook, Here. Dankie vir u seën op hulle ook as gesin. Aan u die lof en die ere, Vader, ons prys u naam. Amen. Elmien, jy is my. Ek wil net 'n woord julle bring vir Rudolf wat oorgaan. En net sê vanoggend toe ons geprys en worship het en aan die einde van die prys en worship het Rudolf baie hart en wel die Here se naam groot gemaak. En hy het God geprys en geloof vir wie hy is. En in my gees het daar ewe skielik hierdie halwe ongemaklikheid gekom. En ek het gevoel of iets hier binnekant my so begin opdruk en ek het begin sleg voel en het voel of hier soos 'n propie in my keel amper sit. En toe kom François en hy gee die woord ook van die Heilige Gees in ons en die Here wat hier in ons is. En ek begin toe sleg voel en ek vra vir die Here wat dit is en die Here gee my die skrif en hy sê, as julle nie sal uitroep wie ek is nie, sal hierdie klippe uitroep wie ek is. En toe Rudolf die woord ook bring, toe kom dit ook by my op en toe besef ek net die rede hoekom die krag van die Here baie keer nie funksioneer in 'n kerk of in 'n gemeente nie, soos wat dit moet nie, is omdat ons dit onderdruk. Wat die rede ook al mag wees, maar ons onderdruk, die Gees is in ons en God se krag is in ons, maar ons onderdruk dit. En die Here laat ook daai woord by my opkom wat sê in die Ou Testament waar hy vir die koning sê dat jy geweeg en jy is te lig bevind. So en as ons aanhou om die Heilige Gees te onderdruk, die Heilige Gees gaan ons nie forceer nie, maar dan word hy stil in ons lewens en daai krag is asof dit afneem, asof dit weg. En dis asof die Here net vir my sê dat deur jou woord Rudolf vandag is net om dit te bevestig is dat wanneer ons wil hê die krag van die Here
in ons lewens moet opereer, moet ons dit uitlaat. Jy weet, soos kos wat in 'n stoompot kook, as dit gereed is en die stoom kom uit en is uit en jy maak dit oop, moet daai kos geëet word. Maar baie van ons is soos daai enkel stukkie hout in 'n vuur, ons brand daar een kant en ons wil by onsself wees en op ons eie wees. En dan op die einde van die dag gaan daai stukkie koolvuur dood. En ons is hierso om mekaar aan te moedig, maar jy sien, Rudolf, en ek wil net dit vir jou sê, en Rudolf het ook gesê dat as ons die krag van die Here in ons lewens wil sien, moet ons bid. En dit is die ander been. Behalwe dat ons moet doen wat die Here vir ons sê, moet ons bid. Maar ek hoor eendag, nou die dag iemand sê dat as jy nie bid nie, is jy eintlik hoogmoedig. Want eintlik sê jy het nie nodig om te bid. So dis 'n baie gevaarlike plek om te wees as jy nie bid nie. Maar Rudolf, ek wil dit net vir jou, wat die Here net vir my gewys het vir jou en vir Almien, want julle is een, die Here het vir my gewys dat deur jou bediening, jy's soos 'n ligtoring, wat op hierdie eiland of op hierdie rots staan. En ek sien, die rots waarop jy staan, is 'n groot vaste klip, soliede klip waarop jy staan. En die Here sê vir my, jy gaan wees soos hierdie ligtoring. En jy gaan skyn en jy gaan die skepe waarsku wat aangeseil kom. Maar die wat nie sal luister nie, gaan hulle te plettery teen daai rots wat Christus is. En die Here sê, hy gebruik jou en hy het jou nog altyd gebruik. Jy maak mense partykeer ongemaklik. Jy laat hulle ongemaklik voel, want jy's loud, jy's reguit, jy's eerlik. En partykeer skuif jy ouens in hulle stoele rond en hulle sê, hoorie, Rudolf, net so bietjie, bedaar net so bietjie, jy weet. Maar die Here sê, dis hoekom hy jou geskaap het, is om daai lig te wees, om daai waarskuwing te gee, om te praat wanneer ander nie praat nie, om nie stil te bly wanneer God iets op jou hart druk nie, om dit uit te laat wat binne in jou is, sodat mense die woord kan hoor, sodat mense gevoed kan word. En hy gaan jou gebruik daar waar jy ook al gaan. En ek sien ook dat met hierdie wat jy Amerika toe ook gaan, dit is soos 'n stap in geloof. Dis iets wat jy doen in geloof, en die Here sê, verlang het hy jou voorberei vir hierdie stap in geloof. Maar hy gaan jou gebruik op 'n manier wat ons nie weet nie, maar hy gaan jou gebruik. En jy gaan hierdie ligtoring wees vir mense wat in duisternis is, mense wat in donker is, mense wat nie die weg kan sien nie, gaan hy jou voorgebruik. En hy sê, jy moenie dat mense jou stil maak, omdat jy voel, jy weet, jy te skaam is, of dis nie die regte ding om te doen nie. Die Here sê, dis waarvoor hy jou geskaap het, en dit is waarvoor jou bediening is om daai ligtoring te wees in duisternis. En ek wil julle alles seën toewens. Terwyl Pieter gepraat het in my gees, ekskuus, dankie vir die mooi woord vandag, ek het dit rarig in gesink, maar ek hoor dit in my gees, die Here sê, okay, dis nou in Engels, is dit like, in your mind, you're thinking of a platform, I'm sending you to, but you have no idea the platforms I'm going to open for you. You have no idea. Or I'm going to send you, and the platforms I'm going to open for you. So, dis 'n woord wat ek in my gees vir jou gekry het. En, ja, surprises. Ja, he's going to open platforms for you that you thought you were never going to stand on. With people you never going to thought you were going to stand on with. But the platforms I'm going to open for you. Prys die Here. Baie dankie Rudolf, dankie Rosette en Pieter. Wow, die Here is goed. Hy is so wonderlik. Amen. Is jy beskikbaar vir dit wat God deur jou wil doen? Nie stil te wees nie, maar om te doen wat die Here sê jy moet doen. In die gemeente is daar ook so 'n projek wat ons het met disippelskap en mense wat die Here dien, 'n pad al met die Here stap, wat nuwe mense wat in die koninkryk ingekom het die afgelope tyd, op pad met hulle begin stap in disippelskap. As jy nog nie deel is daarvan om of 'n toerister of 'n
disciple te wees wat leer nie. As jy nog nie deel is daarvan nie, gesels asseblief, gee u name deur, as jy betrokke wil raak daarbey, daar is klompie mense al betrokke, maar gee name deur of vir my of vir Sonika by die kantoor, weer raak betrokke met die koninkryk en die uitbreiding daarvan. Ons dank die Here ook wat hy vir Rudolf gedoen het in terme van sy gesondheid. So ruk terug het hy 'n paar hartaanvalle agter mekaar gehad en hy het gesterf. En die Here het vir Chris Boysen gebruik om sy hart te masseer en hy die hart het weer begin klop. Maar daar was groot probleme met sy gesondheid en die feit dat hy hier staan is net die Here. Net die Here. Hy het by tye nie meer geleef nie, sy hart het gaan staan. Maar God het 'n plan met sy lewe en ons is opgewonde saam met jou. Baie seën vir wat voor lê. Ons gaan opstaan en ons gaan 'n slotkoorvers sing tot eer van die Here. En terwyl ons dit doen, gaan ons ook ons offergawes en ons tiendes gee met blydskap in die Here. Die woord sê hy wat met trane saai sal met gejubel maai. En dank die Here dat ons kan gee. Ons dank die Here vir elkeen en baie dankie vir elkeen wat gehoorsaam is aan die Here hierin ook en wat getrou is daarin. Die gemeente gaan ten opsigte van dit deur 'n moeilike tyd, maar dankie dat u gehoorsaam is, elkeen, en dat u nog gehoorsaam raak. Geseënd daarin en ons vertrou op God vir alles. Kom ons sing tot eer van sy naam terwyl ons offergawes bring en ons tiendes. Toe Rudolf vir my sê waaroor die woord gaan, het ek gevoel dat ons hierdie lied moet sing, My Life is in Amen. You. Dis waar ons lewe is in Christus. Amen. My life Is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you, is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you it's in you. In you it's in you. It's in you. Amen. Amen. Geseënd is ek sien vanaand en onthou daardie vorms daar agter vir die manne saamkom volgende Saterdag 9uur en vir die ete.